Goeienaand julle en baie welkom by die Revolutiediens. Ons is bly julle is weer hier. Ek dink in tye soos hierdie het mense nie eintlik meer preke nodig nie. Ek dink mense het hande en voete nodig. Die van julle wat nou daar was by die hospitaal wat ons saam gebid het, ek sê vir julle dankie. Dit was amazing geweest en ons sien julle volgende week weer by die volgende hospitaal waar ons sonnaand gaan bid en jy sal die inligting ontvang. Ons het laasweek gesels oor dat ons eintlik net moeg is en verveeld is om religious games te speel, om geloof te speel. Ons het gepraat oor geloofshelde, ouens soos Gideon hulle wat gehoorsaam was aan die Here en ons het gesien hoe die Here wonders doen deur hulle en in die volk se lewe. En dan is die vraag, maar is dit vandag nog so? Hoekom voel dit vir ons asof daar so min mense is wat deesdae belangstel? Jy kan van hoeveel mense in jou nabye kontak en invloedsfeer praat wat net nie meer eintlik belangstel nie, wat die rede ook al mag wees. Hoekom voel dit vir ons asof dit so in die negatiewe ingaan as dit kom by kerk wees? In 'n tyd in die geskiedenis en in die wêreld waar die kerk veronderstel is om nou so groot rol te speel. Wat kan die kerk doen? Wat gebeur met die wonders wat ons in die Bybel sien en wat ons vandag nog in mense se lewens sien? Ek dink dis nou die tyd waar die kerk veronderstel is om al hoe meer daai stories met die wêreld te deel van waarmee God besig is in jou nabye toekoms. So deel met ons daai stories. Dis tyd dat ons getuienisse begin deel van waarmee die Here besig is, want hy's nog net so hard aan die werk. Ons moet net daarbey aansluit en raak sien waarmee hy besig is. Hy's nog steeds besig om te doen soos wat hy gedoen het deur al die eeue heen as daar tye van krisis en pandemie en siekte en oorloë was. Moeilike tye waar die mense gegaan het. Dan sien ons die kerk se roep stem, die kerk se doel is nog steeds dieselfde. Die 3 hoofgoed in tye van nood moet nog steeds en gebeur nog steeds in die wêreld om hoop te gee en om nie vrees te wek by mense nie, om lig te wees waar dit baie donker is, om aan te hou om te aanbid, maak nie saak wat die omstandighede is nie. En die derde een om te wys dat God is 'n God van omgee, 'n God van compassion en care, iemand wat altyd daar is. Dis wat ons sien in die eerste eeuse kerk. As ons lees in Handelinge 2 vers 37 tot 47, dan sien ons daar by die eerste bekeerdes. Vers 37 sê, by die aanhoor hiervan is mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Dis nou Petrus 'n toespraak gemaak het om te sê, wat het met Jesus gebeur en dat daar 'n nuwe hoop is. Vers 38, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Vir baie mense, nee. Vers 41, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. En dan vertel dit so 'n bietjie van vers 43 af oor die eerste gemeente. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep onsag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ek dink dit is nog steeds die kerk wat ons vandag moet wees. Dis die voorbeeld wat vir ons gegee is van die manier wat God die kerk wil gebruik in die wêreld. Mense wat bymekaar kom en wat community stig om vir die wêreld te wys wie is hulle Here en wie is die een wat hulle saambind. En daarom het ek gedink om 'n paar praktiese punte vir jou te gee, sodat ons nie meer net geloof en kerk sal speel nie, maar dat ons daar sal uitkom waar dit regtig saak maak. En dat jou geloof iets sal word wat in dade oorgaan.
en wat in mense se lewens 'n verskil maak. 7 punte wat ek met jou wil deel, wat ek hoop jy sal onthou en sal neerskryf, want ek glo dit gaan 'n groot verskil in ons gemeente en in jou lewe ook maak. Die eerste een is, wees iemand wat vertroue en hoop wek. Be a non-anxious person. Wees iemand wat hoop en vertroue in die Here by iemand anders gaan afgee. Dat jy die adres daarvan sal wees vir mense, en dat jy nie jouself sal ophou met fake news stories en om net nog angstigheid en wanhoop by mense te kweek nie. Dat hulle sal besef en dat jy sal besef, jy het die vermoë binne jou om 'n impak te maak in jou nabye omgewing in hoe jy na hierdie situasies van die pandemie en van alles wat rondom jou is kyk. As jy die hele tyd gaan negatief wees en gaan wanhoopig wees vir goed, dan gaan dit ook wees die prentjie wat mense kry van jou en wat jy gaan uitstraal na ander mense toe. Die tweede een is, daag op vir mense. Al is dit nie in persoon nie. Ons weet alles moet nou digitaal wees. Maar jy moet tog 'n lys daar by jou hê van mense wat jy weet wat jou nodig het. Ek weet dit is nie dieselfde as om saam met iemand te gaan koffie drink of as om saam met iemand te kuier nie. Maar daar's nou iemand aan wie jy kan dink, vir wie jy 'n boodskap kan stuur of wat jy 'n oproep skuld, wat jy weet jou nodig het en wie jy kan bemoedig. Wees daardie persoon. Wees daardie persoon wat 'n goeie vriend en 'n goeie vriendin is vir iemand. Jy het kollegas, jy het mense by die werk, jy het mense by die skool, jy het vriende rondom jou, jy het jou gesin in die huis waarin jy bly, vir wie jy daar kan wees, vir wie jy kerk kan wees. En daarom sê ons daag op vir mense, al kan dit nie 'n persoon wees nie, maar dit is net digitaal. Die derde een is, as jy vir mense opdaag, luister in liefde. Maak 'n punt daarvan om te hoor wat in ander mense se harte aangaan, sodat jy die een kan wees wat hoop en vertroue wek by hulle as jy na hulle luister. Luister na hulle omstandighede, luister na hulle vrese, luister en hoor by hulle wat is dit waar hulle hoop wel nodig het. Wat is dit wat hulle vreugde en hulle geluk kom steel? En dan kan jy op so 'n manier 'n verskil in hulle omstandighede probeer maak. Die vierde een is, vind maniere om community te wees. Jy moet tog, soos die kerk veronderstel is om te werk, maniere kry om daar te wees vir mense en om in gesprek met mense te tree oor dinge wat regtig saak maak. Die wêreld draai tog nie net oor ons en ons eie behoeftes nie. Dit draai tog nie net oor wat vir jou lekker en wat vir jou gemaklik is nie. Ons moet tog maniere vind om vir die wêreld daar buite te wys wat beteken dit om 'n community of believers te wees. En daarom is dit belangrik dat jy deel sal wees van 'n groep mense wat hierdie passie deel van jou, van om agter Jesus aan te loop, om in 'n klein groep te wees, om deel te wees van die uitreike en die aksies van 'n kerk of 'n gemeente, om 'n verskil te maak daar in jou omgewing waar jy kan. En op watter manier dit ook al mag wees, op 'n Zoom groep of om mense te kry vir koffie een keer 'n week, dis belangrik dat jy deel sal wees van so 'n community, want dis jy jouself inject in God se koninkrykswerk in. En jy kan nie daarsonder nie. Moenie jouself isoleer onnodig nie. Ons weet dis wat almal nou sê, maar moenie jouself geestelik afsny van mense wat vir jou voedsel gaan gee nie. Dieselfde met geestelike boodskappe. Daar's soveel resources op die internet. Daar's soveel mense na wie jy kan luister. Daar's soveel bemoedigende boodskappe. En jy het nodig om hierdie ook met ander mense te deel. Om met mense in kontak te kom met wie jy dit kan deel, is so crucial in hierdie tyd. Die vyfde een is, help mense om die groter prentjie te sien. Help mense om te sien dat ons is deel van 'n groter stuk geskiedenis. Nood en slegte tye was al lank voor jou geboorte deel van hierdie wêreld. En dit gaan 10-1, lank na jou dood, deel wees van hierdie wêreld. Wat beteken dit om vir mense te help om die groter prentjie te sien? Dit beteken om hoop ook by hulle te wek, om te besef dat ons is in 'n spesifieke tydsgleef in geskiedenis, waar ons 'n verskil kan maak en waar daaroor teruggekyk gaan word na 'n pandemie in 2020 en 2021 in die wêreld se geskiedenis, en die vraag gaan gevra word, wat was die kerk se rol? Dis nodig dat jy ook net bietjie jou horisonne sal verbreed en jou visie sal verbreed om die groter prentjie raak te sien, dat jy is nie alleen in lyding nie. Jy is nie die enigste een in die geskiedenis van die wêreld wat ook deur lyding gaan nie.
En ons sluit onsself aan by die kerk deur alle eeue wat deur moeilike tye gegaan het. En is jou werk om ook vir mense in hulle omstandighede die groter prentjie te laat raak sien. Saam met daai groter prentjie is dit belangrik om te besef die volgende een, dat ons moet met mense ewigheidswaardes deel. Wat bedoel ek daarmee saam met die groter prentjie? Ek bedoel daarmee dat ons leef tog nie net vir die hier en die nou nie. Ons is nie mense wat nie hoop het op 'n ewigheid en op 'n lewe hierna nie. En daarom moet jy in hierdie groot prentjie vir mense sê, wat gebeur in sterftes in gesinne? Wat gebeur met mense wat deur rou gaan as gevolg van hierdie siekte? Is ons saak met die Here reg? Weet jou gesin en jou familie, waar staan jy met die Here? Besef jy watter waarde dit kan toevoeg, sodat mense kan weet dat jy leef voluit vir die Here, en dat wanneer daar dalk iets met jou sal gebeur, dat ons nie net fokus op die hier en die nou nie, maar ons deel met mense goed wat ewigheidswaardes is. Dat Jesus nie verniet kom sterf het nie, maar dat hy kom sterf het, sodat jy van alle ewigheid tot alle ewigheid saam met hom kan leef. En daarom is dit so belangrik, dat die kerk in hierdie tyd vir mense sal sê, weet jy wat, is nie verby nie. Dis nie die einde van die wêreld nie, want jou wêreld gaan aan, en hy gaan aan op 'n beter plek. Hy gaan aan in die ewigheid in, daar waar die Here jou wil hê, daar waar dit eintlik jou vaste woning is, en ons is maar hier net tydelik. Ons is stoffelike wesens, en die Here se plan vir ons is nie om vir altyd op hierdie aarde te leef nie, maar sy plan is dat ons die impak sal maak in sy koninkryk, wat hy wil hê ons moet maak, en daarna, saam met hom, in sy glorie, en in sy almag, en in sy majesteit, te gaan wees. Die laaste een is intentionele gebed. Saam met die lys van mense wat jy net aan gedink het, by wie jy bietjie weer moet uitkom, is daar ook 'n lys van mense vir wie jy moet bid. Ek wil jou sommer net vra, wanneer laas het jy hardop vir iemand in jou gesin gebid? Wanneer laas jy by iemand gaan sit wat baie naby aan jou is, en gesê, ek wil intentioneel vir jou bid? Wanneer laas jy vir iemand intentioneel gaan bid, hardop by hulle, wat deur 'n moeilike tyd gaan, en jy weet dat hulle deur 'n moeilike tyd gaan? Ons almal het nou teen hierdie tyd al iemand in ons familie of in ons nabykringe wat al COVID gehad het of wat miskien al aan COVID oorlede is. En ons is hierdie afgelope paar weke is ons regtig weer tot stilstand geruk. Nie net oor hierdie punt van intentionele gebed nie, maar ook oor ewigheidswaardes en oor die groter prentjie, dat ons besef het, ons lewe is nie in ons eie hand nie. Die wat asse moenie daar wees in jou lewe nie. Daar moet nie enige spyt wees dat as iemand nie meer daar is nie, moet jy nie vir jouself kan sê, ek wens ek het nog net vir hulle dit gesê, of ek wens ek het nog net een keer saam met hulle gaan koffie drink, of ek wens ek het nog net een keer vir hulle gesê, dat die Here het hulle lief, of hulle gevra, waar staan hulle, in hulle saak met die Here nie. En daarom sê ek nou, as jy regtig wil ophou, geloof speel, en speletjies speel van kerk wees, sal jy jou lewenstyl begin inrig, om hierdie punte deel daarvan te maak. Al hierdie punte, sal jy sien, het te doen met verhouding. Dit het te doen daarmee dat jy die telefoon moet optel en met iemand moet praat, dat jy om die etenstafel moet gaan sit met jou ouers of met jou gesin in die huis en met hulle daaroor moet praat. Al hierdie goed en die model wat die Here vir ons kom gee het, vind in verhouding plaas. En as jy dink die beste manier om jou geloof uit te leef is om jouself te isoleer van alles en almal daar buite, dan het jy nog nie die beste daarvan gesien nie. Want die beste daarvan gebeur in die model en die voorbeeld wat die Here vir ons gegee het oor eerste eeu se kerk. En mag dit vandag in die 21ste eeu nog so wees. Mag jy besef dat as jy hande en voete wil wees wat mense nou meer nodig het as 'n preek, want ons weet nie meer of preke noodwendig die ding gaan doen nie, maar ons weet wel dat die Bybelse voorbeeld van om hierdie 7 punte te gaan toepas in jou lewe, dit bring Jesus by mense uit en dit wys vir die wêreld wie die God is wat ons aanbid. Mag dit so wees vir jou en mag dit so wees vir my, en kom ons sê vir die Here daarvoor dankie. Here, dit is 'n voorreg om te kan deel wees van hierdie ongelooflike, passievolle beweging wat U die kerk noem. Here, hierdie beweging van om agter U weë aan te loop en in U weë te loop en vir die wêreld te wys wie U is. Here, ek persoonlik en ek dink baie van ons is moeg vir die skyn van godsdiens, is moeg vir die kerk speel, Here. Ons is moeg om mense te probeer oormotiveer om hulle self te commit aan U. Maar Here, ons wil dit begin doen deur ons voorbeeld. Ons wil dit begin doen deur
praktiese punte soos hierdie, om vir mense te wys wie U is, en nie net te sê wie U is nie. Dankie Here dat U ons gemeente en ons gemeenskap besig is om groot goed te doen, dat ons groot getuienisse kan deel van mense wat hierdie goed gesnap het, en dat U werklik in hulle lewe besig is, en wonderwerke in hulle lewe doen, dat ons dit vir die wêreld daar buite kan vertel. Dankie Here vir U groot liefde, en mag ons daai liefde in die wêreld uitdra op praktiese maniere, en dat ons regtig sal aanhou en aanhou, om U te verheerlik, deur U te gehoorsaam. En al hierdie goed wat ons nou oor gepraat het, is goed wat U as riglyne vir ons gee in die woord. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Mag die Here jou seën hierdie week. Mag hierdie boodskap met iemand gedeel word wat jy sal weet het dit nodig. Wat jy weet, ons kerke het dit nodig, ons land het dit nodig, ons gemeenskappe het nodig om dit te hoor. En dat kerk wees nie net oor onsself gaan nie, maar dat dit gaan oor om hande en voete daar buite te wees. Mag jy geseën word daardeur, en mag jy ook nou tot seën wees vir ander, deur jou offergawe te deel. Mag jy jou offergawe gee, om dankie te sê vir die Here, vir alles wat hy vir jou gee, en alles wat hy vir jou doen. En dan natuurlik, baie belangrik, van die 7de Februarie af, gaan ons op Zoom besig wees. Ons gaan die eerste sessie gaan saam met julle ouers wees die 7de Februarie, en dan vir alle ouers van hoërskoolkinders, en dan van die 14de Februarie af gaan ons almal op Zoom saam met die Great GoLab kerk hou. Dit gaan meer as 80 kerke wees wat bymekaar gaan kom op Zoom. Almal se jong mense en almal se leiers gaan daar wees, en ons hoop dat jy gaan deel wees daarvan. Jy sal die inligting ontvang, en hou net jou kommunikasiekanale dop, en ons sien jou volgende week.